En 'n hartlike goeie naand. Jy's ingeskakel op Bladsport Media met Bert Mostert, Skalk Strauss, die Skouser. Hey, jy sê ons hou nou maar by daai. Ja, dit klink kwaai man, soos die Skousers in Engeland. Welkom aan ons luisteraars by Net Radio en by ons getroue volgelinge op YouTube. Ons het 'n amazing eerste episode gehad. Episode 2 gaan so 'n klein bietjie korter wees. Ja, ek is uitgepraat. Ek is opmoeg na gisteraand se fights. En ek is half siek ook nog, so. Ja. Baie was. Ja, maar jy sal vinnig gesond raak. Jy sê mos jy manifest. Môre is ek weer reg. Jy manifest soos easy. Die submission gemanifest het of whatever ook al. Een ding wat ons nie gesê het nie in die eerste part is dis so 60ste episode. O ja, hoe cool is dit? Ronde getal hier. Ja, ons ou Driekus cap hom af op 60 vir ons so. Ja, well done Skalla en Tilden. Laat ons 60 episodes bankvas staan. Ons is al meer as 'n jaar aktief. Dis sy. Okay, ons het so 'n klein bietjie boxing en so 'n klein bietjie UFC. Ja, dis mos nou upcoming. Dis mos maar waaroor deel 2 gaan. Ja, toekoms. Ja. So daar volgende naweek op die 24ste of die naweek wat nou kom, julle luister ons nou in die week. Ons is nog op die naweek. Sondag aand to be exactly. Ja, so die 24ste Augustus in Mexico City. Dis nog was 'n DAZN pay-per-view. En ja, dit is reg, Floyd Mayweather. Ons is nou, het ons al getravel terug in tyd. Maak my, ander dag was dit Manny Pacquiao en nou is dit weer Floyd. Ja, kom fight hulle nie sommer maar weer teen mekaar. Nee, as 'n vader. Please continue. Okay, Floyd Mayweather teen John Gotti, nommer 3. So hulle het al 2 keer gefight, of wat? Ja, ek het ook gedog, kots is dit die 3de keer wat hulle fight, wie wil dit sien? Ek kan nie eens die eerste keer onthou nie, maar John Gotti III is soos een of ander famous mafia boss in Amerika, New York City of so hy's die 3de. Iets soos dit. Ja, hy's mos nou seker ook 'n multimiljonair en 'n influencer en hy's 'n so hy's glad 'n fighter of is hy? Nee, hy is. Hy't soos 'n hy's 'n MMA fighter, maar hy't soos ek dink 2 boxing matches en 7 MMA fights of iets soos. En iewers het hy en Floyd beef opgetel en soos amper soos Conor en Floyd ook opgetel het. Dis net op 'n way lesser level en hulle het beef opgetel en ja, maar anyway. Okay. Wat is die res? Dit maar hier staan 'n rematch. Ja, so hulle het al. Ja, hulle het een keer al gefight, geboks. Toe Floyd nog in sy karier was. Nee, toe hy klaar in sy exhibition stage van sy lewe was. Okay, maar dis weer 'n exhibition. 8 rondes. No weight limit, so jy kan maar dit loop. Ja, hulle kan steroids gebruik soos wat hulle wil. Ek dink anyway, Floyd het al gejuice vanaf hy nog in real competition was. En moenie dink ek is 'n hater nie. I've got the science to prove it, maar hulle kon hom nooit. Nou, wat het in die eerste fight gebeur? Dis wat ek nou. Die eerste fight is eintlik baie interessant en dit is hoekom die tweede een gemaak is, soos die eerste fight het hulle nou gefight en Floyd Mayweather het eintlik 'n field day gehad. Dit was baie maklik geweest, soos hy het maar die ou outbox en dit was maar nie veel van 'n kompetisie nie, maar jy kan sien die ou is 'n fighter. En as hy in die moeilikheid was, is Floyd het lekker na die body gegaan. Floyd het eintlik begin speel met hom en hier langs die kant weer gepraat en goed. Maar so elke nou en dan die ou vir Floyd getag, soos hy het hom teruggeslaan, veral as Floyd te verwaand raak, en hy hom hier 'n checkhoek teen die kant van sy kop gegee en goeders. Maar daar was baie gemorsery en goeders en Gotti het gesê in die eerste fight, ek dink nie daar was beef, sorry, ek het nou net verkeerd gesê, daar's nou beef. Daar was nie beef in die eerste fight, ja, hy sê hy het dit eintlik ook gedoen half as hy was 'n groot fan van Floyd gewees. Hy het baie opgekyk na hom en hy het gedog dit sal soos 'n nice exhibition fight wees en hy kan nou sê hy het 'n bietjie gespaar met Floyd. En hy sê toe Floyd uitgekom om sy kop af te slaan en hy was nasty. Hy nie so tegemoet kom glad nie en hy het hom gespot en hy het hom geterg en verstaan jy, soos hy sê hy's amper half omkant gevang deur die magnitude van die, of hy het nie dit verwag nie. Hy het nie gedink dit gaan die tipe gees wees wat hy homself nou in toelaat nie.
En so hy het meeste van die rondes verloor en toe het dit begin al hoe rowwer raak. Soos ek kan nie onthou wat het hulle gebeur. Hulle het soos begin stry met mekaar en gryp in. Toe wil Kenny Bayliss of iemand hulle opbreek en toe wil hulle nie ophou fight nie en toe call hy dit 'n no contest. Soos ek weet nie in hoeveelste ronde, 6ste of 7de ronde toe sê Bayliss is 'n no contest. En hy Gotti, maar dis seker nou maar sy mafia background of wat ook al, toe wil hy nie ophou nie. Hy hol rondom die ref en hy begin slaan vir Floyd en Floyd slaan terug en hulle die ref en die mense keer en hulle dodge net en hulle slat mekaar en dit is 'n gemors. En toe jy weer kyk, toe sien hele ring vol mense en almal slaan mekaar en ja, jy weet mos daai chaos wat jy in boksing kry. Toe sit 'n groot flip in gemors. En blykbaar sê hulle die ding het so baie attention gedra. Hulle sê Floyd alleen het ek nou op myself gespoeg. Ek hoop so. Ek het net so voel hier so. Ek praat te wild, ek raak te excited oor Floyd en Gotti. Dis net spoeg wat. Ja, so lekker gaan dit hier. Maar toe hulle sê Floyd het blykbaar iets soos $30 miljoen gemaak uit die exhibition. Ek ook teen hom fight. Ja, vader, ek sal fight vir die helfte van dit. Ek sal hom die kop slaan. Ek sal hom takedown en hom uitchoke. Ja. Soos easy. Ek hoef nie hy kan maar vir my knock. Ek worry nie. Vir 30, ja, okay, maar hy 30 miljoen gekry. Ek dink nou nie Gotti het so baie. Hy sal seker 1 miljoen gekry het. Ja, en as dit dollar is my man, dan is dit wat 17, 18 miljoen. Ek sal my nommer los. Ja, nee, hy kan my maar free shots op my vat. Maar hy is ook al so oud, hy sal seker 'n paar hou om te slaan voor hy jou kan kry. Maar anyway, hy het goed geld gemaak, Gotti het goed geld gemaak en nou doen hulle die rematch en Gotti sê hy wil hom nou fair and square wen. Okay. Ja. Interesting. Yes, okay. Next up. Okay, dan UFC, daar's net 'n fight night. Ons het nou genoeg aksie die naweek gehad. Ons het nou net 'n gewone fight night, alhoewel dis ook net so gewoon weg, die manne fight. Ja, so, en dit is daarom competitive. Vader, sien ek nou die ding wat hier teen die muur loop, dis so embarrassing. Dis 'n goggetjie. Dink jy julle sal hom kan sien nie? Ek hoop nie so nie. Praat vinnig voordat hy hierdie kant toe kom. Sjoe. Wie laat die mense jou sien nie, Pietie? Ja, wat 'n naam. Ja, okay. Ons gaan net die main event. Jared Cannonier teen Caio Borralho. Dis weer een van hy freak fighters, so wat? Dis hulle nerds. Fighting nerds. So Jared Cannonier, ons kyk gou wat sê sy rekord. 17 wins, 7 losses, 10 knockouts, 2 submissions, 5 decisions. Dit is 75% finish rate. Dis rather decent. En op Borralho, 16 wins, 1 loss, 5 knockouts, 4 submissions, 7 decisions met 'n 56% finish rate. Nou nie so baie nie, maar hy's redelik versprei in alles. Ja, hy's all-rounded en hy's 'n wenner. Dit lyk my Cannonier wil maar net knockout meeste van die tyd. Kan ek sommer deur hardloop? Kan maar laat loop. En dan kan jy jou prediction vir ons maak. Yes. Die ouderdomme is nogals groot. Ek weet Cannonier is seker al diep oud. Ja. Borralho of whatever ook al die Brazilian is 31, Cannonier is 40. So dis nogals 'n bietjie rof daai. Ja, hy fight in 'n oom. Maar hoe cool is dit? Borralho is 'n black belt in Brazilian Jiu-Jitsu, 'n black belt in Muay Thai en 'n brown belt in Judo. So hy het nogals 'n paar skills op hom. Sy laaste fight wat hy gefight het was mos hy second round knockout van Paul Craig. Die Scottish ou. So daai was cool geweest. So hy kom in met hoë confidence en Cannonier het natuurlik weer die ervaring. Jy hoef nou nie dit dis nie 'n surprise as jy 40 jaar oud is en jy sal hoeveel jare in die UFC nie. Hy het baie beter opposition. Sy laaste 3 fights. Hy steur nou ek dink hy het verloor nee, ek lieg. Sy laaste 3 fights het hy die laaste een het hy teen hy Nassourdine Imavov verloor. Hy's geteken ou in die 4de ronde en ek weet daar was ook eintlik 'n bietjie gekla oor die stoppage. Dit was baie vinnig. Ek het dit self gekyk. Dit lyk Imavov het hom seer gemaak, maar hy was nog
way there. Hy was op sy voete, hy het defend en toe stop hulle sommer die fight. So hy kon nie finish gekry het dalk, maar ons sal nou nooit weet nie want die ref het weer 'n bietjie te vinnig gegaan. Voor dit het hy vir Marvin Vittori gewen wat 'n groot naam is. Hy het mos daar 'n nuwe punch rekord gemaak. Hy het mos in daai man kan mos nie genock-out word. Hy het 'n kop soos 'n klip. En voor dit het hy actually vir Sean Strickland gewen met 'n split decision. Maar dit was mos nou maar ook 'n bietjie controversial geweest. Maar wat jy nou kan sê of Cannonier nou oud is of nie, hy's taaf, hy's 'n veteran, hy slaan vrek hard en hy's 'n gamer. So en ek moet sê hy fight nie soos 'n ou wat ouer is nie. Hy lyk soos 'n freak. Soos hy het sulke masse breë skouers en hy het sulke fris arms. Hy laat dink my amper aan daai Joel Romero. Net daai tipe freak of nature athletes. Hy's nou nie so Sammy Smaak en sulke tipe crazy speedy, maar hy's vrek sterk en hy's durable en hy slaan hard en hy's regtig waar nie 'n ou wat jy moet lig opvat omdat hy 40 is. Ja, nee, verseker. En hy het dan nou daai 2 fights gewen teen goeie ouens. Ja, Strickland en Vittori, ja. Okay, hoe voel jy? Ek gaan vir Cannonier. Is dit? Ek weet nie of dit gaan so 5 rondes ook wees, so dis ook nou weer 'n ander ding. Maar hy het al baie 5 gegaan. Miskien maar met 'n decision, dink ek. Dit is maar my eerste fight. Okay. Ek sal meer lean na Youth se kant toe, die Brazilian. Ek kan net onthou toe hy teen Paul Craig gefight het. Daar was iets gewees wat my geplaat van hom. Ek kan nie onthou of sy nek te regop was en of sy kaart te laag, maar ek kan onthou daar's iets wat my geplaat van hom wat ek kan onthou ons gepraat toe sê ek jong, as hy nie dit verander nie, dan gaan hy in die moeilikheid wees. En hy het maar kort armpies. Hy fight, hy punch nou lekker en alles, maar hy moet redelik naby in jou wees om te offload. Ek weet definitief Cannonier het 'n massive reach advantage op hom. Nie net sy skouers wat breër is nie, maar sy arms wat ook vrek langer is. Maar ek gaan maar saam met die jeug. Ek gaan maar sê die Brazilian. Ja, die fighting nerd gaan wen. So kom ons kyk wat daar gebeur. Okay, cool. Het jy die fight announcements? Ons is sommer nou klaar met fights, so ons het nou net... Ek het hier ene, ja. New fight announcement. Okay, dis 1, ja. UFC 307, die 6de Oktober, September-Oktober, ja, soos 2 maande omtrent. Alex Pereira, gaan ons doen nou net van hom gepraat van die duivel. Gaan sy light heavyweight title defend in Jamil Roundtree. Toe maar, ons weet nie wie dit is nie. Baie mense sê, ja, ek weet wie dit is, maar baie mense gaan soos wat? Ja, ons ken nou vir Jiri en vir Hill en vir Jan Blachowicz so goed, maar wie de ma is Jamil Roundtree. Ja, en almal wil weet, waar is Magomed? Ja, kom fight hy nie teen Alexi. Maar ek het gisteraand 'n podcast geluister, ek dink David Lynch of iets is die ou se naam. Hy's nogals cool. En toe praat hy nou oor die hele besigheid en toe sê hy, weet jy wat, dit is nie, ja, obviously Magomed Ankalaev verdien die title shot, ek stem saam met dit, ek stem saam. Maar hy sê hy weet mos nou al hoe die UFC machine works. En dit maak sin, dis eintlik nie so onregverdig nie, want as jy deur al die fighters gaan, hy kan nie weer vir hierdie fight, nadat hy hom nou genock-out het en hy het al 2 keer getry nie, hy kan nie weer teen Hill fight nie, jy weet nie eens of Hill reg is om te fight nie, soos hy het so deur die fighters gegaan, en behalwe vir Magomed Ankalaev is Roundtree eintlik die naaste, en die volgende ranked ou, behalwe as jy nou vir Jan teen hom wil sit, dit sal mens nogals ook wil kyk, hy het al vir Jan gewen, ek sal nie mind vir 'n rematch teen Jan nie, want hy is die enigste ou wat nog nie genock-out is. Jan het ook nie veel gedoen, die laaste tyd, wanneer laas het hy gefight? Ja, hy het mos laas teen Ankalaev tot 'n draw gefight, en ek dink hy het weer gefight nie, so dit het ons eintlik gewys dat Pereira kan vir Ankalaev dalk wen, want veral met daai leg kicks wat hy gehad het, maar anyway, kom ons gaan nou nie down that rabbit hole nie. Die ding is ook, hulle het mos nou hierdie fight card in Abu Dhabi, en hulle wil mos nou obviously, hulle sit
En dis nou glad nie snaaks bedoel of enigietsie. In Amerika wil jy Amerikaanse fighters sit, in Australië wil jy Australiese fighters sit, en gewoonlik in Abu Dhabi en hierdie Midde-Ooste se lande wil hulle altyd moslim fighters sit. Of jy nou van Rusland is of die Midde-Ooste, want dis mos 'n baie ryk moslim land. So obviously Khamzat Chimaev van Robert Whittaker, Khamzat is 'n groot draw daar. En hulle wil mos nou vir Ankalaev ook daar sit. Nou jy kan imagine Alex Pereira kan sê, nee, flip dit, ek het nou al 2 kaarte van julle na mekaar gesave om op kort kennisgewing te fight en met 'n injury te fight. Ek gaan nie my title defend deur na 'n vreemde country toe te fight in 'n enemy territory teen die contender te fight nie. Ek wil fight in Amerika, in Vegas of in Brazil. En it kind of makes sense. Ek meen, jy kan nie so mors met seker die grootste superster van die UFC tans nie. So dit maak sin. En die ander ding is Roundtree gaan 'n baie van 'n entertaining fight wees. Soos ek dink Pereira moet nou 'n groot fight iewers volgende kry, of teen DDP of teen as Ankalaev wen, kan hulle twee mos nou die groot fight, maar hulle het weer op 'n korter kennisgewing het hulle 'n fighter nodig gehad in, wat is die plek in Amerika? Daar waar Pennington vandaan is of wat ook al. Hulle het 'n main event nodig gehad vir daai ding. Dit sou eers net daai Rigel Pennington teen iemand anders gewees het, en toe sê hulle, dis nie main event worthy nie, dis nie groot genoeg nie, want daai spesifieke plek waar hulle fight is baie, hulle het al baie fights daar gedoen, en hulle het al 'n goeie fanbase, so hulle moet iets groter gee. En toe dis Salt Lake City, dink ek. Ja, dit klink amper vir my asof dit kan wees. Maar ek meen, nou toe gee hulle vir hom vir Roundtree. So ek dink, hy voel ook, dis 'n lekker fight, dis 'n striking match. Ek hoef nie maande te train soos teen Ankalaev wat dalk gaan wrestle met my nie. So dis 'n lekker striking match, dit gaan fun wees. Roundtree is 'n groot puncher, hy's 'n exciting fighter. Ons gaan 10-10-1 weer 'n spectacular knockout sien. So en so en dan die co-main gaan ons nou Pennington teen Peña wees. Ja, Peña. Ek sien nog wel 'n bietjie uit na hom, want ou Peña is kwaai, ek hou van hom. Ja, die Venezuelan vixen. Ja, so ek hoop sy kan daar iets maak. Ja, okay. Dis dit vir die aand. Ons is nog nie eens 20 minute nie, ons is klaar. Ja, wat? It is what it is. Nou toe, vrede mense, bly ingeskakel vir niks verder nie. Vir volgende week. Vir volgende week, en dan praat ons weer. As hy skala.